Besigheidsomgewings bestaan uit interne en eksterne faktore wat sakebedrywighede beïnvloed. Die besigheidsomgewings bestaan uit die mikroomgewing, die markomgewing en die makroomgewing. Die mikroomgewing verwys na die interne omgewing van 'n besigheid. Dit is waar al die interne bedrywighede van die onderneming deur die direkteure of eienaars van die onderneming bestuur word. Besighede het volle beheer oor die mikroomgewing, aangesien hulle uitdagings wat binne die besigheid gevind word, kan behandel. Besighede word ook beïnvloed deur die makroomgewing en markomgewing, wat die sukses of mislukking van 'n onderneming kan bepaal. Hierdie is die hoofkomponente van die mikroomgewing. Die visie van 'n onderneming beskryf die langtermyndoelwitte en waar die onderneming homself in die toekoms sien. Die missiestelling kommunikeer die doelwitte, waardes en doel van 'n besigheid en beskryf hoe die besigheid sy visie sal bereik. Doelwitte verwys na die langtermynplanne wat die onderneming wil bereik. Doelstellings beskryf hoe korttermyndoelwitte gebruik sal word om die langtermyndoelwitte van die onderneming te bereik. Organisasiekultuur verwys na die interne en eksterne identiteit van die onderneming. Dit sluit besigheidsnorme en waardes in en die manier waarop die besigheid sy aktiwiteite uitvoer. Organisatoriese hulpbronne word in 4 kategorieë geklassifiseer: menslike hulpbronne, fisiese hulpbronne, finansiële hulpbronne en tegnologiese hulpbronne. Menslike hulpbronne verwys na die mense wat die arbeidsmag van die besigheid uitmaak. Fisiese hulpbronne verwys na tasbare items wat in die bedryf van die besigheid gebruik word, soos grondstowwe, voertuie en toerusting. Finansiële hulpbronne verwys na die kapitaal wat die onderneming besit of by 'n finansiële instelling geleen het, soos banklenings. Tegnologiese hulpbronne verwys na die ontasbare hulpbronne, soos sagteware lisensies of webwerwe wat die prestasie van 'n besigheid verbeter. Dit sluit ook tasbare elektroniese toestelle soos skootrekenaars en rekenaars in. Die bestuur en leierskap komponent van die mikroomgewing lei 'n organisasie om hul doelwitte en doelstellings te bereik. Bestuur beplan en beheer hulpbronne, terwyl leierskap werknemers inspireer en motiveer om die besigheid se doelwitte te bereik. Die organisasiestruktuur verseker gladde en doeltreffende funksionering van die verskillende besigheidsafdelings. Dit rig werk met presiese koördinasie om minimale vermorsing van tyd en hulpbronne te verseker. Kom ons hervat die 8 belangrike besigheidsfunksies. Die algemene bestuursfunksie is die hoofbesigheidsfunksie, wat die ander besigheidsfunksies koördineer om die besigheid se doelwitte en doelstellings te bereik. Die aankoopfunksie koop grondstowwe wat deur die onderneming benodig word. Die produksiefunksie omskep grondstowwe in verwerkte of voltooide produkte. Die bemarkingsfunksie doen marknavorsing om die behoeftes van die teikenmark te bepaal en te bevredig. Die openbare betrekkinge funksie skep 'n goeie publieke beeld vir die besigheid. Die menslike hulpbronfunksie lei en lok nuwe werknemers na die besigheid. Die administrasiefunksie versamel, verwerk en stoor die data en inligting wat deur die besigheid vereis word. Die finansiële funksie bepaal die finansiële bates en doeltreffende finansiële bestuur van die onderneming se finansies, soos 'n begroting. Besighede wat alle komponente van die mikroomgewing effektief kan koördineer en bestuur, sal sukses behaal.